Morgen, dit is dan 27 Februarie 2026, lesing 96 van die Groot Johannes Evangelie boek 3. Ek sien hier is weer nuwe mense hier. Hierdie is aanvullende geskrifte tot die Bybel, maar is presies dieselfde of beskryf net meer van die ervarings wat ons meester Yeshua gehad het. En vir die nuwe mense, Jesus Christus is nie ons verlosser se naam nie. Sy ware naam is die Hebreëse seun. Hy was 'n Hebreëse seentjie en hy is gedoop as Yeshua, wat beteken die Vader Jahwe verlos. Net so min was sy ma se naam Maria, sy moeder se naam was Miriam. Dit is net so terloops. Ons gaan nou aan. Cornelius is besig om met Yeshua te gesels. Hulle verskil nogal van standpunt, maar Yeshua haal hom nou oor. En die opskrif van hoofstuk 1:7-9 is die herinnering van Cornelius aan die geboorte van die meester. Ek het dit voorheen genoem dat Cornelius as 'n Romeinse heerser of 'n ou wat in die stad baas was van Bethlehem was teenwoordig toe Yeshua gebore is. Hy het gesorg vir matrasse en vir allerhande geriewe wat binne in die grot gekort het, en hy was ook instrumenteel dat Yeshua hulle kon vlug na Egipte toe voordat Herodes hom sou vermoor het. Lees, Cornelius dink 'n tydjie daaroor na en sy uiteindelik vol verwondering. Meester, ja, goed, ja. Maar dit verander ewiglik niks aan die feit dat ek dit nooit werd sou wees dat u in my huis sou kom nie. Want net u is die een waarvan die groot Judeese koning Dawid, wie se psalms ek reeds in my jeug gelees het, dit voorspel het toe hy praat: maak die poorte wyd en die deure hoog, dat die koning van die Here binne kan kom. Wie is die koning van die Here? Hy is Yahweh Sebaot, magtig in die stryd. Hierdie is 'n baie bekende Psalm 24 wat verwys na die Messias, maar so baie mense lees dit nie in die gees nie. Hierdie deure wat ons moet oopmaak is ons hartsdeure. Hoe maak jy jou hartsdeur oop? Deur liefde te betoon aan jou naaste en liefde vir Vader. Dan kan Vader inkom as die Seun, Yeshua. Want dit is waar hy inkom. Nou sê hulle nee, hy gaan nou aan die einde van die tyd deur een van daai poorte daar in Jerusalem inkom. Ek het gedink die hele ou tempel is verpletter daar, nou weet ek nie waar is dit ja, seker die stadsmuur. Hy gaan nou in een van daai poorte gaan hy deurstap. En die Antichrist gaan verseker dit doen, en dan gaan hulle Psalm 24 vers 7 tot 8 aanhaal en sê dit het nou in vervulling gegaan. Ons weet van beter, want ons lees die skrif in gees en waarheid. Yeshua kom na ons toe in ons harte, in die gees, en nie in die vlees na Jerusalem toe nie. Dit is valse evangelie. En ons kan dit bewys uit die skrif uit. Soos gesê het ek dit reeds in my jeug geweet, en merkwaardig, dit moes so wees dat ek getuie was van u geboorte in Bethlehem, en tevens hy wat die aardse ouers 'n vlugweg aangegee het voor die meedoenlose agtervolging van die ou Herodes. Maar ek was toe eers 25 jaar oud, en ek is nou ruim 30 jaar ouer, en ek het gedurende die tyd baie deur en meegemaak. Ek het baie gesien, gehoor en ondervind. Maar ondanks dit alles, bely die wonderlike woorde van Dawid en u geboorte, en al haar byverskynsels my so lewendig by, asof ek dit eers gister of eergister persoonlik meegemaak het. En intussen hoor ek weer: maak die poorte wyd en die deure van die wêreld hoog, dat die koning van ere binne kan trek. Wie is die koning van ere? Hy is Yahweh Sebaot, magtig in die stryd. En heimlik het ek reeds die teks by u geboorte uitgespreek.
Natuurlik nou geïnspireerd deur die Gees van Vader. En toe U my knegt genees het en ek vervolgens die baie groot guns gehad het om U te ontmoet, hou ek my in my hart dat om U bo alles te eer en lief te hê. Hierdie verse voor. En daarom sê en getuig ek dit ook nou, dat U alleen die groot ewige koning van die ere is, waar die wyse groot koning van die Judeërs op 'n profetiese wyse gesing het. En indien U nie die koning Sebaot is nie, hoe sou U dan so oor die mense van die aarde kan praat, soos wat U so pas gedoen het? En ons het Joshua se woorde in die vorige lesing gister gehoor. Ja, as U gewyde woorde ook maar so muurvas in ons geheue kon gebly het. Maar by my was my geheue helaas nooit my sterkste punt nie. Die hoofsaak egter is, dit is die kern, onthou ek wel. Maar dit wat U ons nou vertel het, lê ver buite elke menslike begrip. En hoewel ek heelwat verstaan wat daarmee bedoel word, kom dit heeltemal as 'n helder droom vir my voor. En dit sal my moeite kos om dit tuis so duidelik moontlik aan my huisgenote uiteen te sit. My geheue kan nie alle punte so woord vir woord bewaar, soos dit deur U gewyde mond uitgespreek is nie. Ek, Joshua self sê, dit kan vinnig en eenvoudig gedoen word. Kyk, daar het ons tog die engel Raphael. Laat hom maar 'n paar velle goeie perkament nader trek, en hy sal my hele toespraak, wat besonder belangrik is, dadelik vir jou opskryf. Met die grootste genot in die wêreld roep Cornelius dadelik sy bediendes en laat ongeveer 20 velle baie goeie perkament, swart kleurstof en 'n goue skryfstif bring. Die engel raak slegs die perkament aan met die skryfstif, wat in die swart kleurstof gedoop was. Swart kleurstof, sekere tipe ink. En oombliklik is al 20 velle in die regte verhouding geskrewe. Toe gee die engel die 20 velle ter insaag aan Cornelius, wat grensloos verbaas was dat die engel alles so onbegryplik vinnig op papier neergesit het. Want Cornelius was nog geen getuie gewees toe Raphael by vroegere geleenthede staaltjies van sy snelskrywery kon toon nie. Hy het dit voorheen al gedoen, hierdie engel. Daarom was hy dan ook so buitengewoon verbaas dat hierdie engel so wonderbaarlik vinnig klaar was met die uitskryf van die woorde wat deur my uitgespreek was. En dit nog wel in die Griekse en Latynse taal. En so woordeliks dat geen lettertjie daarvan ontbreek het nie. Dit trek ook baie die aandag van Kishona, Faustus en die bekende Philippold, en dit veroorsaak baie verbasing by hulle. Die erg weetgierige Philippold begin Raphael te ondervra hoe dit moontlik was om so iets met 'n enorme snelheid op te skryf. Maar die engel sê, vriend, dit is ons altyd met die hulp van Elohim baie goed moontlik. Maar om die hoe daarvan aan U uit te lê is heeltemal onmoontlik. Elke volmaakte gees besit die eienskap om nie alleen so geskrif, maar om elke handeling waar krag by aangewend word, ook al is dit hoe groot, in 'n oogwink uit te voer. En hier kry ons nou baie goeie lering oor die vermoëns van engele, wat ons nie in die Bybel kry nie. Dit is aanvullend tot die Bybel, dat hierdie engele alles, jy sal hulle nie eens sien dat hy weggaan hier nie. Dan het hy vir jou iets in 'n verre planeet gaan haal en teruggebring, en vir jou staan hy nog steeds reg voor jou, hy het nie 'n oomblik wegbeweeg nie. As jy 'n berg of 'n baie omvangryke gebergte verwoes of vernietig wil hê, of 'n meer droog gelê, of 'n see tot land maak, of 'n hele aarde of planeet vernietig, of die 1000 maal 1000 miljoen maal groter som, of as U my na een van die verste
as u vir my na een van die verste verwyderde sterre sou stuur en 'n bewys sou vra of ek werklik daar was, dan sou ook dit in so 'n kort oomblik kan gebeur, dat u nie met u sintuie sou kon waarneem, dat ek ook maar eers afwesig was nie. Wel, hoe dit gebeur en kan gebeur, kan slegs die suiwer gees verstaan. Kortliks wat gebeur, ons het nou al meer inligting as wat die mense 2000 jaar gelede gehad het. Ons is vasgevang in 'n, jy kan amper sê, 'n tipe van 'n tronk. En ons tronkmure is tyd, ruimte en materie. Ons kan nie ontsnap uit hierdie goed uit nie. Ons sal altyd tyd hê, ons sal altyd hierdie ruimte hê en ons sal altyd materie hê. Ons liggame is materie, alles wat ons optrap is materie, alles wat ons eet is materie. En omdat 'n engelgees buite hierdie beperking is, hy is in die geestelike skepingssfeer wat geen materie bevat nie, geen beperkte ruimte het nie, dis 'n oneindige ruimte en geen tyd aanwesig is nie. So daar's nie tyd nie. Gister, vandag, môre is alles dieselfde. Ons kan dit nie verstaan nie, net soos wat hy hier sê. Maar hy kan in hierdie tyd beperkende ruimte inkom as engel en hy kan homself sigbaar maak sodat die mense hom daar kan sien. Al is hy 'n ligwese wat ontsaglike groot krag en lig uitstraal, kan hy homself afskaal en sigbaar maak in hierdie sweer. En dan wanneer 'n opdrag uitgevoer moet word, gaan hy oombliklik uit hierdie sweer uit en kom oombliklik weer terug. En dan het hy alles gedoen. Dis maar hoe dit werk. As u geestelik heeltemal wedergebore sal wees, sal u dit ook verstaan, insien en self kan doen. Dis interessant, né? Maar solank u nie in die gees wedergebore is nie, kan u die eienskappe van die suiwer geeste onmoontlik verstaan. Ook al sou ek dit hoe duidelik vir u laat sien. Maar vra u self eers af, hoe u gedagte in 'n flits van hier na Rome of Jerusalem kan gaan, en ook weer terug hier na u toe. Vriend Philippot, as u dit vir my kan verklaar, dan sal u ook gou my snelheid verstaan. En Philippot sê, ja, glansryke, wonderbaarlike engelwese, die gedagte flits wel heen en weer, en niemand kan haar snelheid meet nie, maar die gedagte skep niks werklik nie. Sy vorm 'n baie vlugtige beeld. As iemand sy gedagte gerealiseer wil hê, moet hy dit moeisaam met sy hande uitvoer. En dit duur dan lank voor die beeld van die gedagte in werklikheid sigbaar word. Maar by jou is die gedagte ook op wonderbaarlike wyse al 'n voltooide werk. Kyk, daar lê tog wel 'n geweldige verskil tussen my en jou gedagtes, wat natuurlik waar is. En ons gaan nou in die volgende hoofstuk lees hoekom dit waar is. Maar dit gee vir jou 'n idee hoe vinnig hierdie engel kan beweeg. Ek was nou al in Moskou in my lewe gewees, gaan bemarking doen vir my produkte. Ek kan nou binne 'n oomblik is ek op die Kremlin, want ek was daar. En ek sien alles wat ek gesien het. En ek kan oombliklik weer terugkom. Dis ons gedagte en dit is hoe dit werk met engele, hoe vinnig hulle kan beweeg. Die verskil is net, my gedagte kan ek nie realiseer om self daar te wees nie. Maar hy kan, omdat hy in die gees is en ons nog in die vlees. Die taak van engele en mense. Die engel sê, hoofstuk 180, heeltemal geen verskil nie. Laat u gees eers die wedergeboorte bereik, en u gedagte sal in alles wat op die goddelike orde gebaseer is, ook as 'n heeltemal volmaakte goddelike wonderwerk 'n realiteit wees.
Wanneer het hierdie wedergeboorte toe nou plaasgevind van hierdie manne? Omtrent 50 dae nadat Joshua opgestaan het uit die dood, het die gees van waarheid oor hulle gekom, soos 4 tonge sê Handelinge 2, en hulle kon nou al hierdie goed doen wat die engel nou vir ons sê, wat ook nie in die Bybel staan dat hulle so kan beweeg deur die hele al nie. Ons weet van die tale spreek, ons weet van ander genesings, doodsopwekkings, wonderwerke wat die apostels uitgevoer het. Maar dit is 'n ongelooflike ding om na uit te sien, is dat jy so vinnig soos 'n gedagte in Londen kan wees, in Amerika, waar ook al, in Suid-Amerika, alles tegelyk, terwyl jy nog in die vlees is, want dit word beloof aan die bruid, aan die einde van die tyd, sal die bruid die volle wedergeboorte smaak. Wat eintlik, as 'n mens mooi daaraan dink, Joshua is alomteenwoordig. Hy kan by elke wese in die heelal gelyktydig wees. Sal sy bruid dan nie ook op dieselfde vlak kan opereer nie, want bruid moet mos soort van soort wees. In die Bybel staan, Adam het 'n bruid gekry, vlees van sy vlees, been van sy been. En ek weet nie wat nog nie, maar dit is dieselfde, en dit kan nie anders wees nie. So, ons het 'n groot ding om te verwag, voor die einde van die aarde aanbreek, en dit is hierdie wedergeboorte, wat dan weer vir die tweede keer, eerste keer was in Handelinge 2000 jaar gelede, dit noem ons die vroeë reëns, en nou, by ons, die late reëns, wat dan nou die bruid se verheerliking of wedergeboorte sal wees. Glo nie dat dit ek is wat hier handel en doen nie, maar alles gebeur en word bewerk deur die gees van die Meester, wat feitelik my innerlike wese is en vervul. Ons engele is van oorsprong af niks anderste as uitstralingspunte van die goddelike gees nie. Ons is in 'n sekere sin die gepersonifieerde, baie kragtig werkende wil van Elohim God. Ons woord is wat hy sê, en ons skoonheid is 'n geringe weerspieëling van sy oneindige glansrykheid en onmeetbare majesteit. Maar ook alles Jahwe Elohim in sy wysheids- en magsmajesteit oneindig. Tog is hy in die liefde van die Vader hier, as 'n beperkte mens by, en te midde van julle. En juis hierdie liefde, wat homself tot mens gemaak het vir julle, maak ook ons engele tot mense vir julle, omdat ons andersins slegs lig en vuur is, na buite flitsende deur al die eindelose ruimte as groot skepende gedagtes, vervul met die woord, die mag en die wil van ewigheid tot ewigheid. Dit is egter die gees en nog meer die eie liefdesvlam uit die hart van Elohim, wat maak dat julle feitelik egte kinders van Elohim kan word. Dit kry julle mense van hierdie aarde eers nou, en daardeur is julle onuitspreeklik bevoorreg bo ons, en ons sal julle weg ook moet gaan om aan julle gelyk te word. So as 'n engel 'n kind wil word, moet hy deur die vlees gaan op aarde. Hy moet hier 'n liggaam kom aanneem, hy moet hier gebore word. Solank ons engele almal so bly soos wat ons nou is ons niks anders as arms en vingers van die Meester nie. En roer en beweeg ons eers om te tree, as ons deur die Meester net so bestuur word, as wanneer u hande en vingers aan die werk sit. Alles wat u aan my sien, behoort aan die Meester. Ons het niks van onsself nie. Alles aan ons is eintlik die Meester self. In die skrif lees ons
dat die vinger van Elohim, die vinger van God het iets geskryf. Of dit nou die wet is op die kliptafels van Moses, of dit die skrif aan die muur van Belshazzar, die heidense koning was, of waar ook al. En hier kry ons nou 'n sleutel. Die vinger van God is die engele, die vinger en die arms. Want hy sê dit. So wanneer 'n mens dit dan lees jy dit in gees en waarheid, nie as 'n vinger nie, jy lees dit as 'n engel. Want dit is nou verklaar. Maar u is geroep en voorbestem, dis nou ons mense, om heeltemal selfstandig so te word, soos wat die meester self is. Want aan u sal die meester nog sê, julle moet in alles net so volmaak wees, soos wat julle Vader in die hemele in sy eindelose volmaaktheid is. En dit is woorde wat later deur Johannes opgeteken is, wat Yeshua vir hulle gebring het, nadat hy opgestaan het uit die dode, het hy vir hulle hierdie woorde gegee. Maar eers, wanneer die meester dit vir julle mense sal sê, sal julle volledig besef tot watter eindeloos grootse dinge julle geroep en voorbestem is, en wat 'n oneindige verskil daardan tussen julle en ons bestaan. Nou is julle weliswaar nog maar embryo's in die moederlyf, wat met hulle eie minimale lewenskrag geen huise kan bou nie. As jy egter uit die ware moederliggaam van die Gees wedergebore word, sal jy ook dit kan doen wat die meester doen. Ek sê vir julle nog iets wat die meester self aan julle sal sê, as julle volledig lewend in die geloof en in alle liefde tot hom sal bly. Kyk, hy sal dit aan julle sê, ek doen groot dinge vir julle, maar julle sal nog groter dinge doen vir alle mense. Dis woorde hierdie wat ons nou lees, wat opgeteken is in die Bybel. Sê die meester dit ook somtyds aan ons? Dis die engele? O, beslis nie, want ons is tog net die wil en die daad van die meester, teenoor wie die meester dan as te ware teen homself sou getuig, sou julle dit in die vooruitsig wou stel. So hulle kan nie groter dinge doen as die meester nie, want hulle is die vingers van die meester. Punt, klaar. Hulle kan net wat doen wat hy wil, maar ons, wat mense is, sal meer as dit kan doen. Ek weet nie presies wat is die meer nie, maar dit is iets om na uit te sien. Maar Elohim, God se eindelose liefde, barmhartigheid en oorgroote erbarming, sal ook mettertyd vir ons engele 'n weg aanwys, waarop ons volledig gelykwaardig aan julle sal word. Die weg wat die meester nou self gaan, sal nog die weg van alle oorgeskape geeste van alle hemele word. Dit sal natuurlik nie vandag of môre gebeur nie, maar geleidelik, gedurende en altyd deurgaande verloop, van die nooit as te nimmer ergens eindigende ewigheid nie. Maar waarin ons uit Elohim, soos in 'n oneindige groot kring, op en af en heen en weer gaan, sonder om ooit by die uiterste rand te kom. Maar ook, al laat iets so lank op hom wag, dit gebeur uiteindelik tog, omdat dit getrou en waaragtig tuis hoor in die groot orde van Elohim God, wie homself eenmaal daarin bevind, gebeur ook, of wat homself eenmaal daarin bevind, gebeur ook. Die wanneer is werklik nie so belangrik nie. As dit eenmaal gebeur het, dan is dit daar, asof dit altyd daar was. Hier beskryf hy die oneindige tye wat nodig gaan wees om hierdie hele skepping weer terug te bring na wat dit was. En ek kan maar weer ons verhaaltjie van die houtkappertjie ophaal, wat iemand eendag vir my gesê het en my altyd bygebly. As 'n houtkapper een dag 'n jaar sou invlieg en hierdie Magaliesberg wat hier langs ons lê, net een kappie met sy bek gee. Net so, een kap op die klip.
en hy vlieg weg, en hy kom oor 'n jaar weer, en hy kap hom die tweede keer, en so gaan hy in jaar na jaar. Wanneer die hele Magaliesberg so 'n vee gaan hy af, tot op ons gelyk, ons hoogte, dan is 1 sekonde van die ewigheid verby. Dan kan julle dink, hoe lank is die ewigheid? En alles wat ons om ons sien wat materieel is, of dit berge is, bome is, grond is, wat ook al, gaan uiteindelik in geestelike substans oor. Alle wesens in die heelal wat geval het, en dit is nie 'n syfer wat getel kan word nie. Dis meer as die sand van die see in omtrent al die planete. Dis soveel mense is daar op ander plekke en ander lewens, aardes of planete of sonne. Hulle moet almal nog na die aarde toe kom. En hulle moet almal vlees aanneem en hulle moet die stryd van die vlees deurgaan soos wat Yeshua dit vir ons voorgegaan het. Ons is gelukkig nou, ons is die eerstes wat nou in die nuwe Jerusalem op aarde kan ingaan. En dit sal vir ons 'n baie groot voorreg wees en 'n baie groot voordeel wees. Want die eerste sal altyd kan sê, ek was by toe alles begin het. Gaan aan. Wat een is ek nou? 13. U vriend Philippo was 100 jaar gelede nog nie gebore nie. En was dus nie daar soos u nou daar is nie. Maar voel u nie asof u vir altyd hier was nie? Slegs die koele berekening van die verstand sê u, of sê vir u, dat u nie altyd daar was nie. Maar u gevoel en u baie lewendige gewaarwording toon aan u die volslae teendeel. Ook sê u koele verstand dat u eers sal moet sterf en daarmee dat al dit wat nou is vir altyd en ewig van hierdie aarde sal verdwyn. Maar vra daarenteen u gevoel en u gewaarwording. Die twee sal van 'n sterf of vergaan proses op hierdie aarde niks weet en daarvan ook niks wou weet nie. Wel wie dan gelyk en die waarheid aan sy kant, die koele verstand of die warm lewensgevoel. Ek sê vir u, beide, sowel die verstand as die warm selfbewuste lewensgevoel. Die verstand as geordende harsenbiblioteek van die siel, sal met die verdwyning van die liggaam verseker ook verdwyn. Tesame met die ander dele van die liggaam en die ledemate moet sy stoffelike waarnemings en berekenings vermoë, omdat dit verganklik is, ook die verganklikheid in hom voel. Maar dit is anders met die lewensgevoel en met die homself bewus wees, omdat dit geestelik is en uit Elohim kom, daarom nooit 'n begin gehad het nie en daarom ook nooit kan eindig nie. En dit is 'n ervaring wat jy bereik wanneer jy werklik tot bekering kom. En jy weet, jy gaan nooit sterf nie. En met die kennis wat ons nou hier kry, in die Johannes Evangelies en ander boeke, weet ons ook waarheen ons gaan. Ons weet hoe lyk dit aan die ander kant. Jy is nie net in 'n niks vakuum nie. Jy leef verder voort. En ek kan dit vir elkeen stel wat nog nie sekerheid het nie. Kom nader aan Yeshua, raak lief vir hom. En hy sal jou hierdie bewussyn gee, dat jy ewiglik verder sal leef in hom en met hom. Dit kom deurdat die gees van Elohim, as ek met die vers 16, daarom kan die siel in haar stoffelike toestand onmoontlik voorstel dat sy, as 'n verganklike iets, eenmaal sal ophou om te bestaan nie. En daardeur word dit altyd ligter in die siel. As hy dan heeltemal een geword het met die gees uit Elohim, wat in haar woon, want elkeen van ons het sy gees in ons, word die lewensbesef so helder en magtig, dat die gevoel van verganklikheid
voortkomend uit die koele berekening van die verstand, elke betekenis en elke krag verloor. En dit is die verskil tussen 'n gelowige en 'n ongelowige, is hierdie paragraaf. Dit kom deurdat die gees van Elohim, wat alle lewenskragte van die siel deurdring, ook die dele van die liggaam waar die senuweegees homself bevind deurdring, en daarmee elke verganklikheidsgevoel ontneem. En dit gebeur omdat deur die gees ten slotte uiteindelik alle eteriese liggaamlike lewensstowwe, net soos die lewenskern van die siel, onsterflik word. En dit is die finale wedergeboorte. Net in aanhalingstekens, die senuweegees verbind die liggaam met die siel. Dit is waarom ons senuwees het. Dit is eintlik lewensdrade wat die twee aan mekaar hou. En wat baie nadelig geraak word wanneer ons verkeerdelik eet, verkeerdelik leef, byvoorbeeld in haat en nyd en afguns leef, dan skaad ons hierdie senuweegees se werking. As ons verkeerde dinge eet, Yeshua het ons op die herberg geleer dat suiker is een van die dodelikste goed wat die senuweegees se werking beperk. En uiteindelik as jy te veel suiker vat in die vorm van koeldranke en allerhande soetgoed, veral rietsuiker, wat eintlik maar al ons suiker is dit, dan stop die verbinding tussen liggaam en siel. En dit is dan baie skadelik vir jou. Philopol, u sal, omdat u ook van bo afkomstig is, nou maklik kan verstaan, dat die gees alles kan verwag, en dat geen enkele tydsduur eintlik iets vir hom beteken nie. Eenmaal sal daar na hom, volgens die orde van die meester, tog ook die seënryke beurt kom. En dan is dit maar 'n vraag, watter deel van die ewigheid vir hom die langste sal wees. Die deurleefde deel daarvan, die deurleefde deel waarin 'n mens aktief was, of die toekomstige deurlewende deel, waarin 'n mens nog aktief moet word. Nou is ek nog wel dit wat ek is, en die skynliggaam is nog lank geen vlees en bloed, wat met 'n wesenlike siel deur verwekking en geboorte ontstaan het nie. Hy beskryf nou sy eie liggaam, sy engelliggaam. Maar dit is tog al 'n sekere benadering daarvan, en die tyd tot die volle verwerkliking van die barmhartigheid sal nie so lank op hom kan laat wag nie, en dan sal ek word wat u nou is. Prys my daarom nou nie omdat u my iets wonderbaarliks sien doen het nie, want omdat ek nog eintlik geen persoon is nie, maar omdat ek alleen maar die wil van die meester Yeshua is, moet slegs die meester self geroem en geprys word vir die wonder, want hy kan dit en nog oneindig groter dinge doen, sonder om my verskyning daarby te gebruik. Maar hy is nou juist die een wat die gewyde groot toespraak vir Cornelius gehou het, wat ek toe vir hom opgeskryf het. Jy ken hom wel vanaf Kana by Kus, en sal hom nou nog beter leer ken. Daar sal egter dadelik iets gebeur, waarby hy weer suiwer lewenswoorde sal spreek. Nou ja, hier is weer eens baie lering in hierdie stuk vir ons, veral oor die werksaamheid en die aard van engele, en dan ook van die verkeerde gedagtes van mense oor hierdie onderwerp van engele. En is dus vandag in ons lewe nou net so, wat ons net so baie mense het, wat nie glo aan dat daar engelwesens is wat ons help nie, en dat hulle dit heeltyd afskiet. En hierin kan ons inligting kry waarmee ons met hulle kan praat. Jy gaan nie altyd almal ooreed nie, maar ons het hier meer kennis as wat ons
gehad het toe ons net die Bybel gelees het. Baie dankie ons. As ek mag aanmeld, dan sit nog